Goeiedag vriende, baie welkom by hierdie opgeneemde diens. Dis lekker dat jy vandag saam kyk. Ons is vandag by die laaste aflewering van ons preekreeks oor Genesis. En vandag praat ons oor die storie van Babel. Maar voor ons daarby kom, kom ons kyk na die gemeente afkondigings. Daar's 'n hele klomp mense wat hierdie week verjaar, baie geluk vir elkeen wat verjaar. Mag dit 'n heerlike verjaarsdag wees en sommer 'n baie geseënde jaar wat die Here vir jou gee. Op ons gebedslysie bid ons graag vir mekaar. Ons bid steeds vir David de Villiers en Pieter Pretorius wat behandeling kry. Ons dink aan Hannes Spies en dan die Juliet Neetling. Ons bid ook vir Maxine Jorrison wat operasie moet kry en vir Tannie Rita van der Kolf na die afsterwe van oom Fred van der Kolf nou die afgelope maandag. Ons bid dat die Here haar en haar familie ook op 'n besondere manier sal bystaan en sal troos. Volgende week is ons groot lydensmusiek aand, woensdag aand om 7 uur, wat ons die pragtigste lydensmusiek gaan luister en sing en die lydensstorie, soos Matteus dit vertel, weer na gaan kyk. Ons nooi jou en bring jou familie en vriende saam, dit beloof om 'n wonderlike geleentheid te wees. Dan die 29ste, volgende Sondag, begin ons Palm Sondag reeks of 'n programmetjie. Ja, Palm Sondag die 29ste begin met 'n optog, soos julle weet. Ons kry mekaar hier op die hoek van Haroldstraat en Lannenstraat en dan stap ons saam met die buurgemeentes na ons verskillende kerke toe. Die kerk is die gewone tyd 9:30. As jy 'n palmtak het by die huis, bring 'n paar van hulle saam. Dan volgende Vrydag is Goeie Vrydag, die 3 April. Ons het 'n gewone nagmaalsdiens, 'n Goeie Vrydagdiens die oggend reeds om 8 uur. En as die diens klaar is om 9 uur, tel ons die kruis op en dra hom saam met die buurgemeentes om die blok en ons plant hom daar in Jan Shobbastraat. Dan Paas Sondag, die 5 April, het ons 'n sonsopkomsdiens 6 uur by Elsie de Villiers. En as jy meer inligting wil hê, kan jy die kerkkantoor kontak om presies die pin of die plek te kry. En dit is lekker om die sonsopkoms in te wag en so ook die opstanding van die Here te vier. En daarna volg ons Paas Sondag diens en dis gewone tyd 9:30. Bring ook asseblief 'n blom saam om ons kruis te versier. Dan na die vakansietjie begin ons Bybelskool 14, 21 en 28 April waar Dominee Martin Slabbert van Philadelphia vir ons aanbied oor Jesus en die rabbies, hoe ons Jesus kan verstaan in gesprek met die rabbies van sy dag. Julle het al gehoor van ons spesiale fondsinsameling Sokkie vir die dogtertjie Lente wat in 'n groot ongeluk was. Nou, ons studente het nie baie geld nie, maar hulle kan sokkie. Dit is 'n lekker manier om ook die meisietjie en haar familie te ondersteun. So stuur studente soontoe vir enige ander inligting kan jy met die kerkkantoor gesels. Ja, dit bring ons by die dankoffers. Baie dankie vir elkeen wat getrou julle bydraes gee, maandelikse bydraes en kollektes. Veral nou in begrotingstyd is ons baie bewus van hoe afhanklik ons is en dankbaar ons is vir ons gemeente se bydraes. Hou asseblief so aan om ons bediening te ondersteun en jou bydraes te gee, ook op 'n elektroniese manier. Vriende, dis die afkondigings. Ons gaan dan nou lees uit die storie van die toring van Babel. Ons kry dit in Genesis 11. Voor ons saam lees, kom ons bid saam. Liewe Here, baie dankie dat ons by mekaar kan wees, so op YouTube, so op 'n virtuele manier. Dankie Here dat ons weet, U is by ons. Elkeen wat hierdie opname kyk, kan ontmoeting met U verwag. Maak ons daarom oop, Here, om U woord te hoor, om te ontvang wat U vir ons elkeen baie persoonlik wil gee. Ons bid, Here, vir ons gemeente, ons bid vir ons land, ons bid vir dinge wat ons omkrap, Here, moeilikheid in die Midde-Ooste, mag U lig en U vrede ook in ons wêreld inbreek. Amen. Kom ons lees dan nou saam Genesis 11 vers 1 tot 9. Die hele wêreld het net een taal gepraat. Toe die mense ooswaarts getrek het, het hulle uitgekom by 'n vlakte in Sinar en daar gaan woon. Hulle het op 'n keer vir mekaar gesê, kom ons maak stene en ons brand hulle hard. Hulle het toe stene in plaas van klip gebruik en asfalt in plaas van klei. Toe sê hulle, kom ons bou vir ons 'n stad met 'n toring waarvan die punt tot in die hemel reik en ons maak so vir ons naam. Dan sal ons nie oor die hele aarde versprei nie. Die Here het afgekom om te kyk na die stad en die toring wat die mense vir hulle gebou het. En toe sê hy,
Ja, hier is hulle een volk en almal het een taal. Hulle het nog maar net begin om iets te doen. Hierna sal niks wat hulle beplan vir hulle onmoontlik wees nie. Kom, laat ons afgaan en verwarring bring in hulle taal, sodat die een nie die ander verstaan nie. Die Here het hulle toe van daar af verstrooi oor die hele aarde en hulle het opgehou met die bou van die stad. Daarom het hulle die stad Babel genoem, want daar het die Here in die taal van die aarde verwarring gebring. En van daar af het hy die mense oor die hele aarde verstrooi. Ons lees tot sover. So, liewe vriende, jy het waarskynlik al gehoor van die Renaissance skrywer Dante Alighieri se reis na die hel. In sy La Divina Commedia of Goddelike Komedie vertel Dante hoe dat hy op reis gaan om te kyk hoe die paadjie van 'n mens se siel loop. So gaan hy dan eers na die hel toe, die Inferno, daarna na die vage vuur, Purgatorio, om uiteindelik ook in die hemel, in Paradiso 'n draai te maak. Nou, dis 'n baie wonderlike gedig, vol verwysings na die mitologie en die geskiedenis. Dit lees eintlik soos 'n pragtige stukkie Shakespeare. Maar in die hartjie van die hel, daar vertel Dante, net voor jy by die duiwel self uitkom, kom jy op die plek van die hoogmoediges. Dante vertel, die hel bestaan uit sulke sirkels. En as hy dan nou uit die 8ste sirkel van die hel stap, sien hy in die nevels iets wat lyk soos torings. Is dit dalk 'n kasteel? Vra hy vir sy gids. En sy gids is natuurlik die Romeinse skrywer Vergilius. Nee, sê Vergilius. Dit is die plek van die hoogmoediges, van die reuse. As Dante daarna kom, dan erken hy hierdie reuse sommer dadelik. Die meeste van hulle is titane uit die Griekse mitologie. Maar een van die reuse is iemand so reg uit die bladsye van die Ou Testament. Dit is Nimrod, die reus. En Dante sê hy is vreeslik groot, hoër as 3 mans wat op mekaar se skouers staan. Nou ons lees van Nimrod in Genesis 10 vers 8 tot 11. En die Bybel sê van Nimrod, hy was 'n groot jagter gewees en 'n belangrike koning en die bouer van stede, die wonderlike stede, soos Akkad, Ninive en Babel. Maar volgens die tradisie dan, was dit niemand anders nie as hierdie Nimrod, wat agter die bouprojek van die toring van Babel was nie. Nimrod was so hoogmoedig, dat hy vir hom 'n paleis in die wolke tussen die gode wou bou. En natuurlik het God toe nou 'n stokkie voor Nimrod se arrogansie gesteek en die taal verwarring gebring, soos die Bybel dan vertel. Uiteindelik, vertel Dante, het Nimrod toe heel te verwagte in die hel beland. En die straf wat Nimrod vir sy arrogansie in die hel kry, is heel ironies. In die hel praat Nimrod 'n soort brabbeltaal. Niemand verstaan hom nie, en hy self verstaan niemand nie. En daarom dra Nimrod om sy nek so 'n horingkie, 'n klein trompetjie, en hy blaas aan mekaar op die trompetjie. Hy blaas op die trompet om aandag te kry, om geraas te maak, maar dit laat hom eintlik net meer pateties lyk. Asof Dante waarsku dat dit is hoe die uiteindelike uitloop van hoogmoed is. Nimrod het homself so op homself gekeer, so vervreem geraak van God en afgesny van mense, dat hy uiteindelik stoksiel alleen eindig. So, sê Dante, so lyk die dood wat hoogmoed bring. Toe, terug by die Bybel. Die Bybelse storie van die toring van Babel volg dan nogal dieselfde patroon as die storie van Nimrod. Nou, voor ons daarby kom, 2 stukkies agtergrond. As jy dalk hierdie week Genesis 10 gelees het, mag jy dalk 'n bietjie die mekaar wees. Want Genesis 10 vertel dat na die storie van Noag, die mense oor die aarde versprei, dat hulle eie stede gebou en hulle eie tale gepraat. Maar in Genesis 11 het ons gelees dat almal op een plek woon en een taal praat. Hoe werk dit? Het hulle teruggetrek. Die sleutel is die naam Sinar, wat ons in vers 2 gelees het. En Sinar is maar net 'n ander naam vir Babylonië. Genesis 11 is nie die verhaal van alle mense oor die hele wêreld nie. Dit is die storie van die klomp Babyloniërs, en wat in die oë van die Bybelskrywers die aardskurke was. Julle weet nou al dat die Bybelskrywers hierdie gedeelte skryf in die tyd van die ballingskap, toe die Babyloniërs die mense van Juda en Jerusalem in ballingskap weggevoer het. En die Bybelskrywers veroordeel sommer die Babyloniërs van hulle dag
en sê hulle was nog altyd so gewees, vol magsig en vol van hulle grootheidswaan. In die tyd van die ballingskap het die Babyloniërs nogal al die mense van die aarde in Babylon bymekaar gebring deur ballingskap. En was daar een wêreldtaal, Aramees, wat gemaak het dat mense mekaar kon verstaan. So die skrywers projekteer miskien iets van hulle ervaring terug in hierdie oeroue storie. Maar goed, nou in ons skrifgedeelte vertel die Bybel dat hierdie Babyloniërs was van die begin af so hoogmoedig en so arrogant. En in hierdie gedeelte veral trots op hulle wonderlike tegnologie. Hulle het begin om klei bakstene in die oond te bak om dit harder te maak en om asfalt of pik by hulle sement te meng om 'n sterker mesel vir hulle te gee. Met hierdie tegnologie kon hulle groter en hoër bou as ooit tevore. En julle weet die Babyloniërs het hulle eie piramides gehad wat ons noem 'n ziggurat. 'n Ziggurat was 'n toring wat met sulke terrasse en trappe na bo geloop het. Dit was vir die mense van daai tyd 'n verstommende prestasie en 'n teken van ware grootheid. Een van hierdie ziggurats, die een by Etemenanki, was blykbaar 100 meter hoog gewees. Dis 30 verdiepings hoog en dit was versier met gekleurde teëls. So dit moes nou nogal iets besonders gewees het. Die mense van Babel, vertel die Bybel, wil vir hulle nog so 'n pronktoring bou. Die uitdrukking dat hierdie toring tot in die hemel moet reik, beteken nie dat hulle by God wil wees nie. Hulle het eintlik vrede met God. Hulle wil maar net wys hoe groot hulle is deur hierdie onmoontlike hoë en indrukwekkende toring te bou. Hulle wil spog met hulle self. Ja, maar dan spot die Bybelskrywer met hulle. Die Bybelskrywer sê hierdie toring van hulle kom nie naaste by die hemel nie. Want God moet nog steeds afgaan om te kyk wat die klein mensies onder op die aarde doen. En God sien dan dat die mense alweer op die verkeerde pad is. Hulle is alweer te groot vir hulle skoene. Hulle is eintlik nie anders as Adam en Eva en Kain en die mense van Noag se tyd nie. Hulle hoogmoed maak dat hulle in opstand kom teen God. Die frase in vers 6 wat ons gelees het dat niks vir hulle onmoontlik sal wees nie, sê eintlik iets van hoe selfversekerd hierdie mense is, maar dat die Here sien hoe vernietigend hulle arrogansie is en dat dit alles gaan eindig in trane. En dan het ons gelees, maak God 'n plan, die ons waarna God verwys, weerspieël iets van die godsbeeld wat die mense gehad het in daai tyd. Dit gedink God is soos 'n groot koning en in sy hof is daar engele en hemelwesens wat hom dien. God onthou sy belofte aan Noag en dat hy nie die mensdom weer sal vernietig nie. En ons kan sien hoe die goue draadjie van genade reg hier deur Genesis loop. So besluit God om hierdie plan eerder betyds te kelder, eerder as om later die mense te straf. Daarom verwar hy hulle taal en soos ons weet, die hele projek vou. En dan het ons gelees, dryf die mense uitmekaar. Hulle gaan woon elk op hulle eie plek. Miskien wil die skrywers ook suggereer, soos die storie van Nimrod, dat dit gebeur wanneer jy hoogmoedig is. Mense dryf uitmekaar en mense raak eensaam. So liewe vriende, die bekende storie van die toring van Babel, dink ek praat met ons oor arrogansie en hoogmoed en waarsku ons om nie so te wees nie. Maar wat beteken dit prakties om hoogmoedig te wees? Ek dink daar's ten minste so 3 kante aan hoogmoed. In die eerste plek is hoogmoed as jy dink jy's God, soos Nimrod gemaak het, of as jy in opstand kom teen God, soos Adam en Eva, om God se plek oor te neem. Ons ken sulke mense, ons sien hulle op die TV, die nuus, in die regering, miskien is daar selfs so iemand by jou werk. Dis ook nie net vir reëse nie. Gewone mense probeer ook ander manipuleer en mag oor hulle kry, dis ook 'n vorm van hoogmoed. Partykeer kan Christene in dieselfde strik trap, as ons dink ons kan, as ons lewe asof God nie bestaan nie, asof ons lewe asof ons op ons eie is. Hoogmoed beteken in die tweede plek ook om neer te sien op mense, om te dink jy is beter as hulle. Dit gaan natuurlik oor rassisme en seksisme en al die ander vorme van diskriminasie en veralgemenings en snobisme, hoe subtiel ons dit ook al doen. Ja, daar is ook mense wat geestelik hoogmoedig is, wat altyd reg staan om ander te verdoem en te veroordeel en om klippe te gooi.
Maar hoogmoed het ook te maak met die manier wat ons na onsself kyk, hoe ons onsself bewonder. Jy kan so behep raak met jouself, so besig met jou eie dinge, dat jy net jou eie gemak en jou eie lewe en jou eie belange raak sien. Dat daar niks oorbly vir iemand anders nie, nie 'n tikkie meegevoel of simpatie vir ander het nie. In ons wêreld kan ons met ons wonderlike wetenskap en tegnologie dink ons weet alles. Dan maak ek my brein die maatstaf van alles wat is en kan wees en wat goed is. Ek wil hê die hele heelal moet in my eie kop pas. Vir Christene is die versoeking om te dink ons kan God verklaar. Ons kan namens God uitsprake maak. Hierdie soort hoogmoed kan ons uittrompette soos Nimrod en onsself heeltyd voorstoot, soos die politici graag maak. Of ons kan maak soos die Charles Dickens karakter, Uriah Heep, wat maak asof hy vreeslik nederig is. Nee, hy sê hy is humble, maar eintlik gaan dit net oor homself en sy eie agenda. Vriende, as ons hierdie storie hoor van Nimrod en lees van die toring van Babel, kyk wat hoogmoed beteken, dan is ek bevrees, sien ons iets van onsself raak. Dat ons loop ook die gevaar om hoogmoedig en arrogant te wees, soos hierdie karakters. Maar daar's goeie nuus, daar's medisyne vir hoogmoed. En die regte medisyne vir hoogmoed is geloof. As ons die Here raak sien, as ons aan die Here vashou en op hom vertrou, kyk ons mos anders na mekaar. Kyk ons anders na onsself en word ons sag en toegeeflik en nederig. En daar's al 'n paar dinge wat ons kan doen om prakties te oefen om hierdie geloof te hê en om God raak te sien. Een ding wat ons kan doen is om kerk toe te gaan. Nou as jy na hierdie opname kyk, is jou kerk virtueel. Maar selfs al is ons op YouTube besig met die Here, is dit 'n manier om God raak te sien, om herinner te word hoe groot die Here is en hoe toevallig ek is. As ons die Here loof en prys, as ons luister na die Here se woord, as ons voor hom buig in aanbidding en in aanbidding, ontmoet ons die Almagtige en die Here kom en hy dop ons om en hy daag ons uit en verander ons verhoudings, gee ons nuwe perspektief op onsself en op ander. Martin Luther het gesê, jy moet elke dag iewers hierdie dag die geloofsbelijdenis saggies opsê, of dalk net saggies bid. Want as ons bid, kan ons sien hoe dat hierdie dinge wat ons soms bang maak, eintlik ook in die Here se hand is. Die gebruik om aan tafel te bid is 'n lekker manier om reg hierdie dag met die Here besig te wees. Tussen sport en tussen werk en vergaderings en kuier, te besef dat die Here daar is en dat hy vir ons vashou. In die gemeente bou ons hierdie week 'n blikkieskos toring. Nou anders as die toring van Babel wat gedryf was deur hoogmoed, wat mense wat mekaar vervreem het, wil ons met hierdie blikkieskos toring juis kos by mekaar maak om studente te voed wat se nefsas geld op is. En die lapswaaiers en bedelaars by die kerk iets te gee om te eet. Hierdie keer gaan dit daaroor om mekaar te dien. As ons mekaar dien, dan is dit 'n goeie medisyne om nie hoogmoedig te wees nie. Die einste Martin Luther het gesê, soms moet jy eers 'n draai in die hemel maak om te weet hoe om op die aarde te lewe. Liewe vriende, kom ons lewe vanuit die hemel. Kom ons sien God raak wat heers. En dan kan ons in ons land en in ons wêreld voluit lewe, omdat ons die Here raak sien en alles verander. Amen. Kom ons bid saam. Liewe Here, dit is 'n baie snaakse storie, die storie van die toring van Babel. Minder snaaks, omdat ons onsself soms daan raak sien. Ons moet bely dat ons partykeer ook maar net so besig is met ons eie dinge. Of dink ons het al die antwoorde. Dat ons partykeer ook maar in opstand is teen U, of neersien op ander mense. En dis nie wie ons wil wees nie, Here. Help ons om op te kyk na U, om U grootheid raak te sien, U genade, en vanuit dit te lewe. Want dan, Here, kan ons liefde en lewe en hoop in ons wêreld inbring. Dankie, Here, dat U groot is. Amen. Ek nooi jou dan nou om te luister na 'n pragtige stukkie musiek, lofsing die Here, sit sommer jou klank 'n bietjie harder en geniet die pragtige stukkie musiek. Luister, sing saam as jy wil en kom ons aanbid die Here so. Daarna sal ek vir ons die seën uitspreek.
Liewe vriende, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal by jou wees. Amen.